Vryspraak, 'n radioprogram wat 'n Christelike lewensbeskouing en Afrikaner vryheid saambring. In samewerking met die Vryheidsstigting en Begrond Instituut verken ons hoe ware vryheid in ons lewens en gemeenskappe verwerklik kan word. Vryspraak, dis hoe vryheid klink. Goeienaand luisteraars, u luister na Vryspraak waar ons in Orania en vanuit Orania nadink oor ons Afrikaner vryheid. Ek is Wikus Buys van die Begrond Instituut en ons ateljeegas vanaand is Paul Marits. Paul, baie welkom. Jy is tans besig met jou PhD-studies in Leiden, Nederland. Alhoewel as ek reg verstaan, jy tans in Duitsland bly. Vertel ons so 'n bietjie meer van jouself en hoe dit nou gekom dat jy daar studeer het. Ek verstaan jy's 'n afstammeling van Gerard Marits selfs. Ja, dankie Wikus, lekker om te gesels. Ek het natuurlik self al 'n paar episodes van Vryspraak bygedra. Ek kan ook vir luisteraars aanbeveel om te gaan luister na byvoorbeeld die episode wat verlede jaar met professor Raad opgeneem is. Ek dink baie van wat ek gaan sê raak natuurlik aan dit en professor Malan wat self my eerste episode was, dink ek was vreeslik lekker. Wikus, in terme van my studies, ek is besig met 'n PhD oor, kom ons sê maar oor die idee van gelykheid. Ek het gedink toe ek met die professor in kontak getree het, so 4 jaar terug, 5 jaar terug al, toe ek die eerste keer met hom begin gesprekke voer het, toe sê ek van wel, ek is besig met 'n meestersgraad en ek dink in Suid-Afrika is ons groot risiko is 'n tipe van 'n revolusie, so ek wil kom skryf oor revolusie. En toe sê hy vir my wel, jy weet, jy kan 'n revolusie skryf, maar dit is dalk eerder 'n meestersgraad. 'n Doktersgraad moet jy vir jouself vra, wat is dit wat agter daai revolusie lê? En toe sê hy vir my, hy dink dit is 'n strewe na 'n vreemde tipe gelykheid, 'n verdraaiing van gelykheid. En so, ons het nou so mooi 3 jaar terug aangekom, ek en my vrou. Ek het natuurlik eers nog 'n ander meestersgraad. So my studies was aanvanklik natuurlik in teologie en ek het nog steeds 'n baie sagte plek vir die teologiese studie en ons sal vandag ook 'n bietjie daaroor praat. Maar ek het toe 'n MA in politieke wetenskap gedoen by professor Jan Venter by die Noordwes Universiteit, waar ek spesifiek gekyk het na die retoriek van Julius Malema en hoe hy homself as 'n, kom ons sê, as 'n tipe van Messias, as mens die woord nou in 'n aardse konteks sou gebruik, hoe hy homself so probeer opstel en hoe hy dit dan nou doen en hoe dit inknoop by 'n breër ideologie. So, dit het ek toe gedoen en in hierdie stadium is ek besig om te kyk na gelykheid, waar ek eintlik in 'n sekere sin my studie begin met baie wat ons in die volgende 2 episodes gaan doen. Met ander woorde, om te sê, die woord gelykheid is nie net gelykheid nie. Nou, ek is net vinnig wat ek daarmee bedoel, ons sal natuurlik nog daarop ingaan vandag, maar wat ek daarmee bedoel is dat, as ek vir jou sê, ek wil 'n brood hê, dan kan dit 30 verskillende goed beteken. Jy weet nie of ek 'n plat broodjie wil hê waarmee ek nou 'n burger kan maak nie, jy weet nie of ek 'n lang Franse brood wil hê vir, jy weet, een of 'n vreemde Franse tipe toebroodjie wat ek probeer maak nie. Ek moet klassifiseer wat se tipe broodjie ek wil hê, so ek 'n braaibroodjie wat ek wil. So, uiteindelik sê ek dat gelykheid nie meer as konsep net so gebruik kan word nie, want dis eenvoudig verdraai en verskillende mense bedoel heeltemal verskillende goed met die eenselfde woord. So, maar goed, daar is ons 'n bietjie later praat. Daai studie is natuurlik in Leiden en net om aan jou heel laaste punt te raak, ek is inderdaad 'n nasaat van Gerard Marits, maar wat ek nog altyd baie waardeer van die Afrikaner is dat ons huil juist nie so kan ons in ons stambome soos die Europeërs geneig is om te doen. Ja, nou soos jy sê, ons gaan vanaand bietjie nou oor die konsep van gelykheid gesels en dan ook ten opsigte van wat jy genoem het, dit wat mense as die revolutiegolwe en goeie sien. En ons gaan dit so in 'n 2-sprong gesprek aanpak. So vanaand gaan ons miskien bietjie meer kyk na die historiese kant. Maar ek wil nou my eerste vraag spesifiek laat wentel rondom die andersoortige revolusie of die omwenteling wat president Trump tans ontketen. Hy het nou al 'n hele string uitsprake gemaak wat aandag trek. Onder andere een van sy eerste stellings wat hy nou met sy eerste toespraak in sy tweede termyn gemaak het, is dat daar net 2 geslagte is, man en vrou. Hy kanselleer dan voor die voet hierdie sogenaamde wat nou bekend staan is die DEI, wat vir in Engels nou diversity, equity and inclusion is, diversiteit, gelykheid en insluiting. Hoekom is hierdie tema van jou van gelykheid, dink jy aktueel vir ons tyd? Jy het nou gesê, die professor het vir jou gesê, man, agter revolusies lê daar idees.
En hoe verbind jy die ding ten opsigte van dit wat Trump doen, die neokonservatisme en die Christelike weste wat weer begin steekkrag kry teenoor noem maar 'n figuur soos Malema of die filosofie van Fanon wat agter dit lê. Wat is die aktualiteit van die gelykheidsstudie wat jy tans doen? Ja, baie dankie Wieke. Ek dink daar's so baie wonderlike rykdom om te put uit soveel van die letterkunde waarna jy verwys het. Dat ek dit so saamvat. Ek dink in die weste het ons die vermoë gehad om te floreer deur, ek wil nie net sê generasies nie, maar oor eras. En een van die sleutelgoed daarvoor was die beskouing van die mens se plek binne die samelewing. En ek dink aanvanklik was dit in 'n sekere mate gevorm deur die filosofie en die denkers wat natuurlik voor die filosofie gekom het, maar daardie denke het baie meer kristalhelder geword die oomblik wat ons onsself regtig in die lig van God se woord begin sien het, soos wat Calvin ook in sy eerste boek duidelik maak ons behoort te doen. En wat bedoel ek hiermee? Nou, as ons sou teruggaan na kom ons sê so, baie van ons idees vandag, ons idees oor demokrasie en tirannie en oligargie, woorde wat mens vandag tipies sal hoor. Jy weet, so mense sal sê nie, in Amerika is daar 'n tegnologie-oligargie met die groot eienaars van die tegnologie-maatskappye wat eintlik die land regeer en so voort. Maar daai woord oligargie, dit kom op sigself uit die klassieke filosofie uit. So in Athene in die 5de en 4de eeue voor Christus was daar 'n string baie suksesvolle filosowe en baie van ons idees oor die samelewing en ons idees veral oor politiek is in hierdie spesifieke era gebore. Nou goed. So net om te verwys na jou vroeëre gesprek, ekskuus, met ander woorde dit is daai drieledige gesprek tussen Athene, Rome en Jerusalem. Met ander woorde die antieke Grieke, die Romeinse beskawing en die Christendom, as ek jou reg verstaan wat jy die tafel nou dek. Ja, natuurlik. Ek sou wel sê dat Rome amper die praktyk is. Rome is die punt waar ons die idees in die vorm ingiet. Jy weet, maar dit wat ons daar ingiet, sou ek sê is baie meer Athene en Jerusalem. Niks teen die Romeine nie, ek dink hulle het absoluut wonderlike goed gedoen, maar as kyk na Rome, as ons kyk na hoe die staat gebou word, hoeveel mense sit op die senaat, hoe bou jy 'n ronde gebou sonder dat hy mekaar tuimel? Hulle is baie meer die hoe tipe mense, hulle is prakties, jy weet, hulle laat mens amper in 'n sekere sin dink aan die Duitsers. Die Grieke en die Christene en die Jode was baie meer die hoekom mense, hoekom doen ons? Wat is die rede daar agter? Wat's die beweegrede, kan ek sê? Nou ek weet nie noodwendig of professor Dani Goosen met my gaan saamstem dat ek Rome so bietjie op sy skuif as dit kom by idees nie. Daar was natuurlik wonderlike idees wat ook uit Rome gekom het. Maar kom ek spring terug na Athene toe. So, wat in Athene gebeur het, is dat in die jaar 431 voor Christus het 'n oorlog begin tussen Athene en Sparta. Nou, die fliek 300, wat uitgekom het in 2006, 2007 se kant, het gegaan oor hoe die Grieke vir die eerste keer saamgestaan het en hulle self verdedig het teen die Perse. Hoe hulle daar op die grens van wat sal vandag 'n deel van Turkye wees, op baie naby aan die grens tussen Turkye en Griekeland, daar het die Grieke saamgestaan en al die verskillende klein nasies het die magtige Persië oorwin. Maar nadat hulle hierdie oorwinning gehad het hulle so bietjie begin om onder mekaar verskillende, kom ons sê, faksies te ontwikkel, en uiteindelik breek daar toe in 431 voor Christus 'n oorlog uit. Die leier van Athene, wat aan die stuur gestaan het van een van die faksies, was 'n baie bekende generaal met die naam Perikles. Nou Perikles, ek weet nie presies hoe mens dit in antieke Griek sou gesê het nie, maar hy lewer 'n toespraak so jaar nadat die oorlog begin het, waarin hy verduidelik wat die grondliggende idees van Athene is. En in 'n sekere sin, Wikus, het dit ook die grondliggende idees van die Weste geword. En dan sê hy, en as ek so bietjie kan siteer en bietjie kan ingaan op die teks, dan maak hy 'n punt wat oor jare heen so gereeld aangehaal is. Net om, byvoorbeeld is dit in 1864 tydens die Gettysburg Address is dit ook aangehaal. En dit is al soveel keer in Amerika en in Brittanje aangehaal, hierdie spesifieke toespraak. Nou, wat Perikles sê, is hy sê, as ek spesifiek kan verwys na die mees moderne, die 2009 Oxford Engelse vertaling, sal ietsie sê soos, as ek dit na Afrikaans toe oorbring, ons wette gee gelyke regte aan almal in private dispute.
Ek is nie heeltemal ten gunste van hierdie spesifieke vertaling nie, maar as ons na 'n bietjie ouer vertaling kyk, die van Thomas Hobbes, self ook 'n baie bekende politieke filosoof, dan skryf hy reeds in 1629 vertaal hy dit as waarin, alhoewel daar 'n gelykheid onder mense is in terme van die reg vir private kontroversie. So dis net die eerste stuk van daai sin. Dit klink nou so 'n bietjie tegnies, Wikus, maar dat ek dit verduidelik. Wat hy sê, baie spesifiek, wat Pericles sê is, hier in Athene is mense, in terme van die wet, is hulle gelyk. Wanneer die wet jou oordeel vir 'n verkeerde optrede wat jy gedoen het, vra daai wet nie, is jy ryk, is jy arm, is jy lank, is jy kort nie. Jy is, en as ons dit in vandag se terme kan sit, gelyk voor die reg. Goed. Nou, wat gebeur dan? Hy gaan verder en dan sê hy in 'n volgende stuk sin, dan sê hy, maar in terme van privaat sake gaan ons nog steeds onderskeid tref in terme van waardigheid of meriete. Afhangend natuurlik hoe mens dit spesifiek gaan vertaal. So wat hy sê is, voor die reg is jy gelyk, maar as dit kom by jou privaat sake, dan is meriete vir ons belangrik. Goed, nou wat beteken dit? Dit beteken, as ek 'n oortreding sou begaan, kom ons sê ek ry daar in die pad en ek tref 'n boom en die boom word beskadig en die eienaar van die boom, kom ons sê dis 'n pekaneetboom en die eienaar sê my hierdie boom sou hierdie jaar vir my x duisend rand versorg het en dit sou nog 7 of 8 jaar gedra het, so jy skuld my hierdie bedrag. Wat hierdie punt is wat Pericles maak, is dit behoort nie saak te maak wie ek is, wie my ouers is, wat my finansiële toestand is ensovoorts, wanneer ek beoordeel word nie. Ja, daar mag dalk versagtende omstandighede wees, dalk het ek gejaag om by die hospitaal uit te kom ensovoorts, maar die punt is, voordat enige van daai goed ter sprake kom, word ek gelyk gesien in terme van die reg. Maar, dit stop op 'n sekere punt, en Wikus, ek dink dis vir ons in die 21ste eeu die groot fout gemaak het. En wel, ek dink daai fout het seker al reeds in die 15de, 16de eeu begin, het dit definitief in die 18de eeu by Jean-Jacques Rousseau, het dit absoluut, kom ons sê, mal geword, toe die idee van gelykheid absoluut gestrek is oor alle sfere van die samelewing. Nou as jy vandag 'n vraag sal vra soos, maar waarom is, jy weet, effektief kan ons kyk na ietsie soos, kom ons sê byvoorbeeld genderideologie. Jy weet, ek behoort, en hierdie mense glo dit werklik, hulle glo, jy weet, ek behoort te kan besluit watter geslag ek is, en as ek vryheid van spraak het, behoort my spraakvryheid so absoluut te wees, want ek, jy weet, dis 'n tipe van 'n uitvloeisel uit hierdie idee van, maar ek is absoluut gelyk in terme hiervan. En dis 'n verdraaiing, ons sien soveel vorms van hierdie verdraaiing. Om dit prakties te maak in Suid-Afrika, is die idee dat jy gaan kyk na verskillende groepe en jy sê watter groepe te hoër leesvlak, watter groepe dalk finansiëel meer welaf ensovoorts, en dan voel jy goed, kom ons pas wetgewing toe om sekere groepe onder te hou en ander groepe na vore te stoot. So iets sou effektief beteken dat jy nie meer gelykheid voor die reg probeer toepas nie, maar na ander ruimtes te beweeg. Tipies sal ons daar praat van ietsie soos gelykheid van geleentheid, wat beteken almal behoort 'n gelyke kans te hê om bo uit te kom, of en dan selfs 'n meer radikale uitkoms waarvoor daar dikwels in Suid-Afrika nagestreef word, hierdie idee van gelykheid van uitkomste. Dat daar eers werklik gelykheid is wanneer ons almal dieselfde het, dieselfde verdien, en ek wil amper so ver gaan as om te sê dieselfde lyk in terme van hoe ons aantrek ensovoorts. Ek wil net vandag heel wat ons daar kan uitpak, maar ja, kom ons ek wil net vandag hier inkom met ander woorde, as ek jou reg verstaan, is die twee groot konsepte wat speel, die gelykheid voor die reg aan die een kant en dan wat jy noem absolute gelykheid. Ek wil net so 'n treetjie teruggaan, 'n vraag wat nou dadelik by my opkom is die antieke filosowe het tog onderskeid gemaak tussen mense, verstaan, die vrymanne en die slawe was nie vir hulle dieselfde nie. Hoe het hulle daar rondom geredeneer? Ek verstaan die punt wat jy nou sê van die absolute vryheid wat eintlik 'n absurditeit is, maar laat ons net so 'n bietjie nog in die skoene kom van hoe het hulle dan geredeneer, sou 'n vryman, hulle het tog wel wesenlike onderskeid onder mense gemaak. Hoe het hulle dit hanteer ten opsigte van gelykheid? Ja, dankie Wikus. Ek dink dis 'n baie belangrike vraag en 'n belangrike onderskeid. Ons moenie vir 'n oomblik dink dat die sogenaamde demokrasie wat daar in Athene was in die 5de en 4de eeue voor Christus, dat dit naaste by is wat ons vandag met demokrasie bedoel.
mense wat sou kon stem in die vergadering van die raad was tipies mans van Atheense afkoms en dan mans wat grond besit het of wie se families grond besit het. So dit is glad nie ons idee van universele stemreg vir volwassenes en dies meer nie, natuurlik nie. So daar was definitief daai tipe onderskeide. Ek dink mettertyd het ons besef dat daai onderskeide ook maar gebaseer is op, kom ons sê, historiese omstandighede en dat ons vandag in 'n situasie is waar demokrasie baie weier gemaak kan word en dat miljoene mense kan stem en dat daai stemme almal uiteindelik in verskillende poele gegooi word. Maar ja, dit was definitief 'n ander beskouing van demokrasie. Ek dink wel, ons kan nog steeds die kern daarvan gebruik. Die sleutel van daardie gedagte bly nietemin dat hulle wat in hierdie vertrek toegelaat is, hulle wat in ander woorde gesien word as volle burgers van die stad Athene, hulle het die reg om, of hulle is deel van 'n stad waar mense as gelyk voor die reg beskou word. Nou, ek sê nie gelykheid voor die reg is hierdie absolute wat alle probleme gaan oplos nie. Maar wat ek sê is, wat jy nou tipies sien in die Weste, en miskien veral in Amerika, en ek dink dit gaan begin uitsprei na Europa en ander westerse lande toe, wat jy sien is dat mense 'n uitbreiding van die idee van gelykheid verwerp. Dat mense sê, natuurlik moet mense gelyk voor die reg wees. Natuurlik kan nou nie summiere diskriminasie wees gebaseer op die kleur van iemand se vel of die lengte van hulle ore nie, maar die punt is, hoe ver wil jy dit druk? Jy kan nie op 'n punt kom wat jy sê, ek gaan aanhou om deur middel van finansiële meganismes of wetgewingsmeganismes een klas onder te hou, sodat ander 'n tipe van 'n finansiële gelykheid of dan nou 'n gelykheid van uitkomste kan bereik nie. Wanneer het daai radikaliteit nou gekom? Jy het gesê Rousseau, wat ons net 'n bietjie soontoe oor met die Franse revolusie, wat presies het daar gebeur ten opsigte van gelykheid, hierdie gelykheid broederskap, daardie idee wat eintlik maar in 'n groot mate ons lewenswêreld bepaal het, alhoewel die Afrikaners nie so direk met die Franse revolusie te doen gehad het nie, is die gevolge van die Franse revolusie tog altyd met ons. Ja, natuurlik, because ek dink dit is interessant, dit hang baie af waar mens die vraag wil gaan haal. Na die Franse revolusie, so kom ons sê, as nou presies my wiskunde reg kry, so 65 jaar na die Franse revolusie, skryf Alexis de Tocqueville, baie bekende Franse politieke filosoof, en ek sou sê een van die groot politieke filosowe nog ooit. Hy skryf so in die 1850s 'n boek, eintlik nie sy mees bekende boek nie. Sy mees bekende boek is 'n boek met die Engelse naam Democracy in America, wat gebaseer is op 'n reis wat hy in die 1830s onderneem het deur die 13 state wat in daai stadium die FSA was. Maar dan skryf hy na die einde van sy lewe toe 'n boek oor die sogenaamde Ancien Regime, die ou regime in Frankryk, en dan ook die Franse revolusie. En dis die naam van hierdie boek, die Ancien Regime en die Franse revolusie. En dan maak hy daar 'n uitsonderlike punt. 'n Punt wat, toe ek dit die eerste keer gelees het, my so tussen die oë geslaan het, Wikus. Die punt wat hy maak is dit. Hy sê, vir eeue het die feudale stelsel so gewerk, dat die koning belasting sit op die land, op die grondeienaars, so in Afrikaans sal ons sê die baronne en die grawe en dies meer, en die prinse, so hulle betaal belasting. En wat hulle dan doen is, hulle gaan dan na hulle die mense wat by hulle grond huur, hulle feudale dienaars en knegte kan men sê. En hulle sê dan, aan hierdie spesifieke, kom ons sê, laer klas, as ons die taal van daai tyd sou gebruik, sê hulle, goed, julle moet aan ons 'n bepaalde belasting betaal, sodat ons die belasting aan die koning kan betaal. En dit sou tipies beteken, kom ons sê die koning sê, hy soek van elke streek af, ek soveel soldate, of hy soek goud, of hy soek lewende hawe, of wat ook al. Nou, dis nie te sê dat dit noodwendig die hele, wat ons vandag Frankryk noem, oor so toegepas sou gewees het nie, maar in genoeg gevalle het dit so gewerk. En hier rondom die 1440s besluit die Franse aristokrasie toe, nee, dit werk nou nie vir hulle nie. So hulle gee toe vir die koning die reg om die, kom ons sê nou mag gepepel, dis die tegniese woord, ons gebruik die woord in Afrikaans dikwels om amper 'n skeldwoord te wees, en dis natuurlik nie wat ek hiermee bedoel nie, maar die gewone mense, hulle wat nie deel van die aristokrasie is nie. Van die 1440s af, kry die koning skielik die mag om hulle direk te belas. En natuurlik vir die aristokrasie was dit wonderlik, want hulle het vir hulle self hierdie groot belastingbesparing veroorsaak. Maar wat hulle nie besef het nie, is hulle self eensklaps irrelevant gemaak. Want waarom het die koning nou skielik sy aristokrasie nodig? Hulle was voorheen dalk 'n buffer gewees, wat in 'n sekere sin die koning beskerm het
teen die massas. Dit was 'n struktuur wat orde geskep het, maar nou word daar vir die eerste keer 'n permanente band van belasting, maar 'n permanente band nietemin geskep tussen die mense wat fisies op die grond is, tussen die massas en die koning. En wat ook wil dan sê in die 1850s, is hy sê van daar af kan mens sien hoe die groot fasade van aristokrasie eintlik in 'n sekere sin maar net begin platval. So natuurlik nie meer 'n aristokrasie is nie. Wat is die doel dan van die koning? Hy is nie meer die voorste en die opperste onder 'n groep aristokrasie nie. Hy regeer nie werklik meer verskillende klasse nie en dan in 'n sekere sin ondermyn die stelsel homself. Nou ons weet ook dat in Engeland het hulle ook 'n kom ons sê revolusie gehad. Dit was 'n heeltemal 'n ander tipe revolusie. Die revolusie wat miskien die eerste helfte van die 17de eeu kenmerk daar in Brittanje, spesifiek in Engeland. Maar dan weet ons dat hulle nadat hulle koning onthoof het, dat hulle 10 jaar later 'n ander koning in sy plek sit. Want hulle besef daar is 'n rol vir die aristokrasie, daar is 'n rol vir die koning. In Frankryk stap dit natuurlik 'n heeltemal 'n ander roete. Nou oor Rousseau self sal ons volgende week praat en hoe Rousseau se idees deur Marx en Lenin uiteindelik by Slovo en Mandela uitgekom het en ek sien baie uit na daai episode. Maar ek dink vir vandag wil ek so 'n bietjie kyk na wat was die idee van gelykheid voordat Rousseau die nuwe idee gebring het. Sou dit korrek wees as ons sê dit wat die Bybel ons leer dat die mens na die beeld en gelykenis van God gemaak is, dat dit 'n fundamentele invloed het oor hoe 'n mens die konsep van gelykheid hanteer en hoe sou jy sê het die Christendom daarmee omgegaan? Miskien selfs of die siening van die Katolieke en die Protestante hieroor verskil het. Ja, so Wikus, ek dink eerstens in terme van die 21ste eeu en veral in terme van waar ons nou is, moet ons baie versigtig wees. Jy weet, mens lees NP van Wyk Lou en hoe opgewonde hy is in die 1930s, waar hy skryf oor al hierdie klein Afrikaner kultuurverenigings wat begin opkom en hoe hulle 'n sterk netwerk moet maak en hoe hierdie netwerk die kultuur gaan beskerm en gaan uitbou. En dan natuurlik gebeur in 1948 wat met die eerste oogopslag vir die Afrikaner geskiedenis moet lyk as 'n groot oorwinning. Dit lyk soos 'n groot oorwinning, maar effektief gaan al hierdie klein kultuurorganisasies dan op in hierdie groot staat en hulle onafhanklikheid word in 'n sekere sin daarmee prysgegee. So ek stem saam dat daar ten minste in woord 'n meer konservatiewe regering in die wêreld se sterkste land is. Maar ek dink ons moet baie versigtig wees as ons dink ons kan nou ophou om regtig te soek na daai bronne van wat waar is en wat goed is en wat skoon is. Inteendeel sou ek sê ons moet juist seker maak dat daar nie 'n sluier oor ons oë getrek word nie, want dit gebeur baie makliker wanneer jy dit nie verwag nie. En daarmee sê ek nie dat die Amerikaners, kyk, ek dink die skuif wat die Amerikaners gemaak het in die mees onlangse verkiesing is baie positief. Hulle het wegbeweeg van ideologieë wat uiteindelik baie gevaarlik was vir die wese en die stof van menslike moraliteit. Maar as ons dink dat die ouens wat nou regeer diep in hulle harte oortuig is van die evangelie, dan sê ek die antwoord moet wees ook maar net ten dele, en ek dink daar gaan baie meer ruimte wees, daar stem ek ten volle saam, maar ek dink ons moet maar altyd 'n oog oop hou en onafhanklike denke, veral in 'n tyd van kunsmatige intelligensie en 'n tyd van, kom ons sê, blikintelligensie, is onafhanklike denke ontsettend belangrik, en ek dink veral as Afrikaners moet ons dit nie afskep nie. Ek kom by die idee van Genesis, want ek wil dit in 'n sekere sin juist daarby begrond. Wanneer die Christen praat oor gelykheid, dan is dit 'n baie spesifieke idee van gelykheid. Dis die gelykheid wat ons in die Ou en in die Nuwe Testament sien in die skepingsorde en in die kom ons sê in die Nuwe Testament spesifiek in hoe ons deel vorm van die liggaam van Christus. En daar is definitief 'n stuk gelykheid in die gereformeerde wêreldbeskouing. Kom ons vat byvoorbeeld heel eerste Genesis 1 vers 26 en 27. Nou, wat ons hierso spesifiek sien is wat Augustinus dan uiteindelik sou genoem het die imago Dei, dat die mens in die beeld van God geskape is. God het gesê laat ons die mens in ons beeld maak. En ek dink wat ons hier het en dis hoe Christelike analiseerders en predikers dit vir die afgelope 2 millennia interpreteer en ons glo dit ook van harte. Wat hier staan is dat alle mense
in die beeld van God geskape is. En in dit lê daar 'n sekere vorm van 'n parallelle of 'n horisontale gelykheid. Maar kan ek miskien net vinnig gou hier inkom? Met ander woorde, as mens nou meer teologies daarna kyk, dan maak mens nou die onderskeid van die beeld van God in die breëre sin. Dis met ander woorde dat die mens onderskeie is van die dier of die engele, sodat die mens is na die beeld van God geskape, en dan die beeldskap van God in die engere sin, met ander woorde die wat werklik in geloof in Christus is, met die doop van die Heilige Gees. Met ander woorde, alle mense is na die beeld van God geskape, maar die beeld van God se seun word slegs in die wedergeborenes geopenbaar, as ek jou reg verstaan. Ja, natuurlik. So ek dink mense sê natuurlik nie daardeur omdat almal in die beeld omdat die mens as wese in die beeld van God geskape is, dat alle mense daardeur een of ander regmatige eis op regverdiging het nie, natuurlik nie. Maar ek dink daar's 'n intieme band tussen wat die mens is as skepsel van God en wie God self is. Dis die punt wat jy maak. Verseker, daar's 'n vertikale en 'n horisontale element hier. So die vertikale is die mens is nie God nie. Die mens sal onder alle omstandighede aan God onderhewig wees. Hoekom? Want hy is skepsel en God is skepper. So daar is 'n vertikale. Daar is 'n baie duidelike God is bo, mens is onder. Maar wat daar ook is in hierdie een spesifieke konsep is 'n horisontale gelykheid. Jy kan 'n multimiljardêr wees. Jy is in die beeld van God geskape in dieselfde manier. Maar goed, om dit te verduidelik moet ons ook na Genesis 3 kyk. Wanneer die sondeval plaasvind, sien ons baie spesifiek die woord in die oorspronklike waarmee die Satan vir Eva verlei is die woord Kelohim. Wat sê hy daardeur? Hy sê jy wil, as jy van die boom eet, sal jy soos God wees. So Elohim is natuurlik God of Here, en ko is 'n voorsetsel wat in Hebreëus sal beteken soos. So wat hy sê is, wat beloof Satan effektief vir Eva? Hy beloof vir haar gelykheid, Wikus. En die oomblik toe ek dit besef het ek besef, Genesis 3 vers 5 praat oor gelykheid. Die Satan beloof vir die mens, jy sal met God gelyk wees. Ja, godsgelykheid, ja. Ja, 'n godsgelykheid. Jy sal daai vertikale dimensie, waar jy van God afhanklik is, en waar hy meer as jy weet. Wat is die woorde waarmee die vrou verlei word? Jy sal kan sien, jou oë sal oopgaan. Jy sal soos God wees, Kelohim. En daai gedagte dat 'n mens daai gelykheid wil nastreef, dit spreek nie van 'n skepingsorde gelykheid nie, dit spreek van 'n gelykheid in kundigheid, 'n gelykheid in vermoë. En dit gaan teen die wese van die mens in. En ek sou sê dat ons dat ons natuurlik in die lig van die skrif ook moet kyk na die mense om ons. Daar is hulle. En, so uiteindelik, ek dink ons moet daar begin, en dan sien ons natuurlik... Miskien moet ek net hier vra vir duidelikheid nou, die onderskeid tussen God en as skepper en sy skepsels, in die besonder dan die mens, maar jy het net nou ook genoem dat die mens, die gelowige mensdom as die liggaam van Christus gesien word. En hoe sou jy gelykheid in daardie sin sien, die feit dat ons mekaar broeder en suster sê, as gevolg van Christus wat ons in daardie sin ons ouer broer is, of dan die seun van God is. Hoe sien jy daai aspek? Ja, so ek dink die Ou Testamentiese is hierdie twee sleutelgedagtes van Genesis 1 en 3 vir my ontsettend belangrik, maar 'n mens gaan eers werklik verstaan, presies daai wat jy sê, hoe ons gelyk is, nie sal nou gehoor het, ek sukkel myself uit te druk, want die Ou Testamentiese kan mens jouself net tot op 'n sekere punt uitdruk. En die sleutel daarso, Wikus, dink ek is Romeine 3. Ons sien in Romeine 3 vers 10 hierdie woorde, wat weer eens as 'n mens daarmee tyd spandeer, wat jou net tot in jou diepste wese moet tref en moet druk. Die woorde, niemand is regverdig voor God nie, selfs nie een nie. En wat is die gelykheidsgedagte wat ons daar uittrek? Daar is nie een mens, ons sê dit in die Heidelbergse Katekismus ook, Sondag 5 as ek reg is, sê ons daar is nie een mens wat op sy eie verlossing kon bewerk nie. Daarom moes Christus mens word, want nie een mens sou dit op sy eie kon gedoen het nie. En so in Romeine 3 sien ons hierdie baie spesifieke gedagte, die gedagte dat alle mense so na die sondeval verdorwe is,
En dis natuurlik 'n sleutelbeginsel ook by die Synode van Dordrecht gewees in die 17de eeu. Die gedagte dat geen mens die vermoë het om homself te red nie. En daarin lê 'n gelykheid. En ja, dit is 'n negatiewe gelykheid, maar ons is gelyk in ons onvermoë om onsself te red. En met ander woorde, ons is gelyk in ons afhanklikheid van die dienswerk van Christus aan die kruis. Met ander woorde, al sou iemand dan sondig teen God, dan verander hy nie in 'n engel of in 'n dier nie. Hy bly 'n mens, maar hy vertoon nie meer die beeld van God nie, as ek jou reg verstaan. En in daai sin dan Romeine 5 ook, wat sê almal het in dieselfde mate gesondig voor God, en dat daar dus 'n gelykheid in verlorenheid is, as ek as ek nou net op aanvoeling sê hoe ek jou redenasie verstaan, is dat waar die Grieke sou sê gelykheid voor die wet, bring die Christendom iets na vore wat, ek sê dit nou maar in my eie woorde, meer daarop neerkom 'n gelykheid voor die oë van God. Met ander woorde, dit het wel met die wet te maak, maar daar's 'n persoonlike element by beide van die individu, maar ook van God as persoon in die Vader, die Seun en die Gees. Sou jy daarmee saamstem? Met ander woorde, die gelykheid is ten opsigte van die gevallenheid en dan ook ten opsigte van die wat in Christus is. Ja, so ek sou dit anders bewoord, maar in breë trekke stem ek ten volle met jou saam. Wat ons by die Grieke sien, is 'n baie abstrakte idee. Die idee dat almal, selfs ook die koning, dit skryf Plato verskeie kere, die koning moet ook onderhewig wees aan die wet. In Plato se wette, hy is natuurlik bekend vir sy republiek, of die Politeia, soos ek dink ons dit eerder in Afrikaans moet noem. Die Politeia praat hy oor 'n klomp goeders, maar in sy wette, wat 'n baie sleuteldokument tot sy denke is, sê hy ook dat selfs die koning onderhewig moet wees aan die wet. Maar dis 'n baie abstrakte gedagte, en is natuurlik vandag is dit so, dit word so wyd verkondig, isonomia, gelykheid voor die reg, en dis net die sleutel en dan sal alles goed gaan. Maar hoe arm is daai gedagte nie eintlik nie? Wat beteken dit nou presies? Ons is almal gelyk voor die wet, okay? En wat nou verder? Waar die Christendom 'n baie dieper en 'n baie ryker definisie van gelykheid meebring. En as jy dit vat deur die stappe van die heilsorde, dan kan jy baie spesifiek op bepaalde punte sien. Jy kan sê, goed, as ons almal deel het aan Adam se sonde, jy verwys na Romeine 5, dan beteken dit dat ons almal ten volle, so as jy gaan na die Engelse vertaling van die tulip beginsels wat uit Dordrecht uitgekom het, total depravity. Met ander woorde, daar's geen manier wat jy jouself kan red nie, jy is ten volle verlore. En dan bring dit jou na 'n volgende punt toe, met ander woorde, almal is ewe afhanklikheid van die dienswerk van Christus, en almal behoort ewe dankbaar te wees en 'n dankbaarheidslewe te lei, en dan is ons by Romeine 12. So, Wikus, daar is soveel rykdom in daai beskouing. Die probleem is, die oomblik wat dit dan, en ek dink daaroor sal ons volgende week praat, die oomblik wat dit misbruik word, deur, kom ons sê, nuwe marxiste wat sê, ja, maar in Christus se denke is daar baie kommunisme te sien, of mense soos Marx en Rousseau en Lenin, wat natuurlik hierdie idee het, dat in die absolute gelykheid, en ook in die materiële gelykheid, is daar een of ander heil vir die mensdom te vind. En dit is glad nie so nie. Ja, ekskuus, sou jy op hierdie punt, ek weet, dis nou dalk miskien 'n bietjie vooruitgryp na volgende week se praat toe, maar sou jy sê dat die idee van absolute gelykheid wel een of ander van dood of doodmaak behels? Hoekom ek dit sê, is die Hebreëse begrip vir gelykheid se wortelwoord is 0. Nee, met ander woorde, as ek absoluut aan jou gelyk moet wees, beteken dit ek moet ook die plek van jou molekules inneem, jou plek heeltemal inneem, en daarom is die idee van absolute gelykheid eintlik 'n verwoestende begrip. Dit beteken, en mens sien dit ook met die postmodernisme en met hierdie woke ding, dat hulle moet die ander kant uitkanselleer. Sou jy sê dit loop hand aan hand met hierdie idee van absolute gelykheid, dat dit veronderstel nie 'n erkenning van die ander een nie, maar 'n verwoesting van die ander een? Ek dink jy stel dit baie raak, Wikus, en ek dink jy is reg as jy sê dit lê dalk so 'n bietjie nader aan volgende week se bespreking, maar goed, kom ek sê so, 1 Petrus 4 sien ons 'n baie duidelike bevel, dat hulle wat kan preek, laat hulle preek, dat hulle wat kan profeteer, laat hulle profeteer.
Ons sien byvoorbeeld in Handelinge 6 dat daar spesifieke take uitgedeel word aan spesifieke mense. Ons sien in Korintiërs jy weet die rol van die oog en die rol van die oor in die liggaam. Dit word baie duidelik gemaak, mense het verskillende gawes, en daai gawes is met 'n spesifieke rede. Efesiërs 6 kan dalk ook daar as teks dien. Die probleem is die oomblik wat jy dit ondermyn en wat jy sê nee, ons is nou wel almal ewe afhanklik van die dienswerk van Christus aan die kruis, maar ons wil almal ten volle gelyk wees in terme van ander goeders ook. Nou, die term wat ek in my studie gebruik is revolusionêre gelykheid, want ek hou van die idee dat dit 'n voortrollende sneeubal is, jy weet, so volvere, die Latyn vir om te rol, nee, so 'n rol en hy word groter, 'n revolusionêre ding wat net op 'n stadium heeltemal buite beheer raak. Om jou vraag te antwoord, Wikus, dink ek, so hartseer as wat dit is, moet ons net 'n bietjie deur die geskiedenis blaai. Wat het gebeur toe absolute gelykheid nagestreef is in Frankryk, die skrikbewind van 1793? Wat het gebeur toe absolute gelykheid nagestreef is in die vroeë Sowjetunie? Jy weet, die hongersnood van 1920-21 met Lenin wat die woord hongersnood uit die media uit verban het, en gesê het die woord oesmislukking moet gebruik word, en die sterfte van miljoene. Wat het gebeur in China met hulle kulturele revolusie, toe Mao probeer het om weer die mag te herwin wat hy in die 40's gehad het, in die vroeë 60's. Wat het daar gebeur? Miljoene mense is dood. So uiteindelik, ideologieë wat absolute gelykheid nastreef, kom op daai punt wat hulle ongelykheid net nie meer verdra nie. Dit beteken dat as ek baie graag die slot wil wees in my rugbyspan, maar daar's 'n ouetjie wat langer as ek is, dan dit durf nie. Hoe durf hy langer as ek wees? Ons is mos nie gelyk nie. So kom ek maak sy knie 'n bietjie korter. Jy weet, en hoe gaan ek dit doen? Behalwe om hom fisiese skade aan te doen. Daar's 'n stuk mitologie, en ek is nie presies seker watter Grieke dit geskryf nie, oor die prokrustiese bed. Die bed van Procrustes. En is 'n spesifieke grootte van die bed. So as jy te kort vir die bed is, dan rek hy jou uit. En as jy te lank vir die bed is, dan kap hy jou kop af. Maar jy sal presies op sy bed pas. En daai tipe gelykheid is die tipe revolusionêre gelykheid ongelukkig, wat uitvloei van die idees van Rousseau, dat byvoorbeeld enige privaat eiendom uiteindelik lei tot ongeregtigheid. En die idee van Marx dat niemand eintlik enige besittings behoort te hê nie, en dat rykdom inherent sleg is en nie noodwendig 'n regverdige wins vir harde werk en vlyt nie. Maar ja, so ek dink dis nou 'n baie lang antwoord op 'n baie kort vraag, Wikus, maar ons moet daai onderskeid kan tref. Ons moet verstaan, ja, natuurlik, as Christene gooi ons gelykheid nooit by die deur uit nie. Dan word ons hierdie ateïstiese libertariërs en anarchiste wat sê, jy weet, laat hulle wat die mag kan gryp regeer, of hulle doen deur geld of deur wapens wat al, jy weet, en hoe verskriklik moet so 'n wêreld nie wees nie, want dit is nie ordelik nie, en ons dien 'n God van orde. Maar terselfdertyd kan ons ook nie vir mekaar sê, so met ander woorde, daar is definitief 'n mate van gelykheid, maar as daai gelykheid te ver gaan, en hy raak buite beheer, dan raak hy onbeheerbaar, soos wat buite beheer natuurlik impliseer, maar dan raak hy vernietigend, en dan breek dit die hele wese van die mensdom af. Hoe sou jy hierdie idee van gelykheid binne volksverband sien, en dan verskoon tog, en dan ook tussen volkere met mekaar saam? Ek wil dit bietjie verbind aan jou eerste opmerking oor die belasting wat jy in die 14de eeu met die adellikes verwys het. Nou die protestantse idee vir belasting, ek noem dit maar net as 'n tweede besprekingspunt, is eintlik om mekaar se tyd uit te koop, om 'n burger te wees beteken om borg te staan vir iets. Met ander woorde, daar's 'n egalitaire gelykheidsiening voor die wet en voor mekaar. Natuurlik protestants gewys voor die Here, in daai sin wat ons gesê het, voor die oë van die Here, maar dat die gawes verskil, en dat ons in daardie sin mekaar se tyd uitkoop. Iemand weet die brug moet gebou word, eintlik moet almal die brug bou, maar ons gee deel van ons inkomste af. So daai idee van egalitaire belasting is iets anders as wat die punt wat jy gemaak het van die koning, wat eintlik maar net 'n vaste bedrag uit 'n klomp mense uit wil wurg. My vraag is, hoe sien jy gelykheid wanneer mens respek het vir vir die feit dat God ook volke gemaak het? Hoe dink jy moet ons daaroor redeneer? Ja, so
ek dink ek het al baie keer en ook by ek het verlede jaar het ons vir Begrond het ons 'n plein gesprek gehou waar ek gepraat het oor die gedagte van dit wat voor 1652 gebeur het. Ek dink baie keer as Afrikaners maak ons daai fout. Ons dink ons geskiedenis het begin ergens in die herfs van 1652 en dis net nie waar nie. Ons moet dieper en verder gaan kyk. Die rede hoekom die VOC na die Kaap toe gekom het is omdat hulle moes ander handelsroetes soek. Hoekom? Want daar was geweldige onderdrukking van keisers en konings en groot magte in Europa. En die vrede van Westfale van 1648 en ons weet dat byvoorbeeld die meeste van ons het hiergenote voorouders, vir hulle was daai vrede nie 'n vrede nie. En hoeveel Dit nou 4 jaar voor Jan van Riebeeck gekom het. 4 jaar voor Jan van Riebeeck gekom het, 1648. Nee, so die 30-jarige oorlog wat gevoer is in 'n sekere sin om die magslyne in Europa te bevestig en te toets, het soveel verwoesting gesaai. En so ek reken eerlikwaar dat die protestante van daai tyd net siek en sat was vir konings wat hulle probeer onderdruk het en wat geloof en dan moet mense dit sê vir al die Rooms-Katolieke Kerk in so 'n manier gebruik het dat dit 'n magsinstrument was en dat 'n mens dat jy die knie moet buig nie voor die Here en sy wil nie, maar voor die wil van die paus van daardie tyd. En ek dink dit speel 'n groot rol want as 'n mens besef daar is 'n afhanklikheid van die Here en in daai sin, jy weet, ek is versigtig met woorde soos egalitair en demokraties en so aan, want dit is woorde wat nou oor die afgelope jare soveel stertjies bygegroei het. Ja, miskien moet ek net op hierdie punt maak, daar is 'n verskil tussen die demokrasie wat 'n nasiestaat het, die RSA, en dit wat eintlik in ons geskiedenis lê, noem dit nou maar volksdemokrasie of so, alhoewel dieselfde woorde gebruik word, maar ek verstaan die punt wat jy sê dat mense Ja, so daar sal mens nou kyk na, nie weet na altyd of in, jy weet so, ek dink ook nie 'n mens gaan in demokrasie gaan nie noodwendig al jou antwoorde kry nie. Maar ek dink dat die mens wat aangekom het aan die Kaap, kom ons sê vir die eerste 150 jaar van die Kaapkolonie, so kom ons sê tot en met Napoleon, jy weet, min of meer daai tyd. Vir meeste van hulle het hulle gekom omdat hulle wegprobeer kom het van een of 'n groot mag. En ek dink as dit jou omstandighede is, dan besef jy, die laaste ding wat kan gebeur is dat hier een of 'n nuwe groot mag kan kom en jy weet maar net weer onderdrukkend agiteer. Kyk dieselfde in die VSA, né? Hulle is onderdruk deur 'n koning wat ver weg is, wat nie regtig enige idee gehad het wat by hulle aangaan nie, en hy probeer die swaar belastings op hulle instel en uiteindelik druk hulle dan vir hulle onafhanklikheid. Dis presies, jy weet, so ek dink daar's daai gedagte, as jy reeds gevlug het van 'n onderdrukkende, magsvergrypende figuur en stelsel, dan weet jy hoe gevaarlik dit kan wees. En jy weet, dan daar's soveel filosofie waarop mens kan terugval, maar miskien is Hobbes 'n goeie voorbeeld. Dan besef jy dat jy nie die bietjie gesag wat jy het oor jouself en oor jou stukkie land, dat jy dit net kan opgee vir iemand wat dit aan sy seun en sy kleinseun, sy agterkleinseun, maar net sal dit oorerwe tot in alle ewigheid nie. Jy besef dan jy moet 'n struktuur opstel wat vrede oor generasies kan veroorsaak. En natuurlik, mense is sondig. So om so iets daar te stel is nie maklik nie en ek dink dit was al ooit regtig suksesvol nie. Want soos wat daar in die federaliste dokumente staan van die FSA se stigterslede, is mense nie engele nie. Mense is inteendeel baie sondig. So weet ons dit ook. So sien ons dit ook. Maar jy moet vir jouself ten minste 'n kans gee. En in 'n stelsel waar jy werklik iets kan sê en waar jy kan opstaan teen die onderdrukking van die dag, ja, in so 'n geval kan dit werk. En ek dink dis waar ons dan nou in die 21ste eeu gekom het, waar situasies soos in Suid-Afrika, dat jy effektief onderdrukking deur middel van demokratiese instrumente kan sien. En dan raak dinge soos minderheidsregte ensovoorts baie belangrik. So, maar dit is 'n baie diep gat waarin mense natuurlik nog kan afstap. So dit is belangrik die punt wat jy oopmaak, jy weet dat Jan van Riebeeck het met 'n geskiedenis hier aangekom. As ek jou reg hoor, daar was 'n godsdienstige stryd, maar daar was ook ekonomiese realiteite wat gespeel het. En dit het alles ook te doen gehad met hoe die mense ook gelykheid gesien het. Ek wil ons laaste vraag in bespreking bietjie inrig, bietjie nader na huis toe in Orania bring en sê, wat sou jy dink sou Orania se bydrae kon wees in hierdie
gelykheidsdebat, of miskien moet ons dit noem die verworde gelykheidsdebat. In 'n sekere sin is dit dalk so 'n bietjie 'n voorloper van volgende week se gesprek. Ons sal hom dalk weer vra. Maar hoe sou jy sien, wat is die unieke, is daar 'n unieke posisie van Orania dat ons 'n bydrae kan lewer tot hierdie debat? Nee, definitief. Ek dink die rol van Orania, daar is natuurlik eintlik 'n klomp rolle wat Orania speel, maar ek dink die belangrikste is om te toon dat daar 'n alternatief is. Die belangrikste punt om te maak is dat daar nie net die parlementêre weg is nie, dat daar ook ander maniere is om jou onafhanklikheid en jou ideologie in vrede en in liefde teenoor jou bure, hoe ver hulle ook al mag wees. So die nasiestaat is nie die enigste verstekposisie nie, daar's ander moontlikhede om vanuit te dink. Ja, verseker. Jy weet, ek dink goed, nasiestaat is ook 'n woord in homself wat mens kan dan argumenteer dat jy weet, is dit nie ook wat Orania in die lang termyn probeer regkry nie, wat nie noodwendig 'n feit is nie, maar ek dink dit vertroebel die water 'n klein bietjie. Ons sal nou die onderskeid maak tussen 'n nasiestaat wat eintlik nou maar 'n na Tweede Wêreldoorlog se verskyning is, wat nie vreeslik respek vir kulture het nie, en wat ons nou sou noem die ou woord volksstaat, verstaan, of hoe ons 'n republiek verstaan, jy weet. Maar goed, ek dink ons praat in dieselfde rigting, ja. Ja, nee, geldig. So, jy weet, weer eens, ek dink daar speel altoos 'n ontsettend belangrike rol, want dit gaan oor hoe definieer jy jou staat. Jy weet, so as jou sleutel menseregte is, en is nou teen die tyd wat die episode uitsaai is Menseregte Dag, sogenaamde Menseregte Dag, ook nou al verby. Maar die probleem is die oomblik wat jy elke individu net sien as 'n individu en nie as deel van 'n kultuurgroep en 'n kultuurversameling binne in die groter republiek nie, dan verloor jy daai diversiteit en dan verlaat jy die ruimte waar daar was. So as ek effektief reg kry. Ja, ekskuus man, as ek jou reg hoor hier, dat jy met ander woorde sê die feit dat Orania opstaan vir gemeenskap of dan volkslewe in die ou taal, as mens dit so wil stel, dat daar ook 'n stem moet opgaan vir gelyke behandeling van volkere teenoor die individuele menseregte wat eintlik daardie verabsolutering van gelykheid bring. Ja, ek sou versigtig wees vir 'n bewoording soos gelyke hantering van volkere, want dit wat presies beteken dit nou? Wat ek uiteindelik sê is die enigste manier wat ons in die volgende paar dekades 'n realistiese manier kan kry om Suid-Afrika se kultuurdiversiteit te beskerm. En ek sien eers, kyk, ek dink as Afrikaners het ons nog altyd 'n regte aanhouer wenhouding gehad, en as dit moeilik gaan, dan maak ons 'n plan. Jy weet, in Orania is daar die solidariteitsbeweging, maar ook ander Afrikaner instellings wat nie noodwendig met die breër, kom ons sê, solidariteitsbeweging saamstem nie, wat ook maar hulle ding doen, jy weet, en so daar's 'n aangaanhouding. Daar's baie ander volke wat onder die juk van hierdie groot, jy weet, sentrale Suid-Afrika idee absoluut ondergaan. Hulle kinders word in Engels grootgemaak, hulle kyk Engelse televisie, luister Engelse radio, en uiteindelik as hulle weer sien 2 of 3 generasies later gaan hulle tale nie meer daar wees nie. En daar's soveel voorlopers die wêreld oor, so daarvoor moet 'n mens versigtig wees. Nou, hoe spreek jy dit aan? Ek dink daar's 'n paar opsies, en ek dink dis waar Orania 'n baie belangrike rol speel. Die eerste stap wat jy kan doen, is jy doen dit self. Jy vat verantwoordelikheid. Jy sê ons gaan beheer vat oor 'n klein stukkie grond, en hier gaan ons dinge doen volgens wat ons glo reg is, en dit is ons reg om dit so te doen. Ek dink 'n manier om dit vriendelik te doen, dat Suid-Afrika as 'n breër konsep dit reg kry, kom ek sê dit so, daar's eintlik baie wat mense kan sê oor dit, maar as om te erken dat daar verskillende volke in Suid-Afrika leef, in die landstreek van Suid-Afrika, soos Flipby sê, dat daar meer as een volk leef. Net om dit te erken sal 'n groot stap wees. Nou, die ANC se leninistiese ideologie sal dit nie toelaat nie, maar die oomblik wat jy dit gedoen het, maak jy ruimte daarvoor, en dis iets wat ek in 'n onlangse meningsstuk geskryf het. Ek het gesê, hoekom is daar 'n departement van kuns en kultuur op nasionale vlak? Dit maak geen sin nie. Die departement vir kuns en kultuur behoort op provinsiale vlak of selfs kleiner te agiteer. Hoekom? Want in KwaZulu-Natal het jy oorheersend 2 kulture. Jy het kom ons sê 'n wit Engelse kultuur, en dan het jy 'n Zulu kultuur. Jy weet, laat daai LER hulpbronne vat en op daai 2 kulture fokus, of nie eens op hulle fokus nie, dat hy vir hulle daai hulpbronne beskikbaar stel, en dat hulle dit verantwoordelik doen soos wat hulle glo hulle kultuur moet uitbou. En in die Noord-Kaap sit jy miskien met 'n Khoisan en 'n kleerling kultuur, jy sit met 'n Afrikaner kultuur, en jy sit miskien met 'n Tswana kultuur teen sekere van die noordelike dele. So uiteindelik daai afwenteling van mag en die skrap van sentrale bureaukrasie in Pretoria en Kaapstad gaan ruimte gee
vir mense om, jy weet, om daai geleenthede te vat en dan kultuurkapitaal los te maak. Om terug te kom by jou vraag, Orania is wonderlik in die sin dat julle ouens nie net sit en wag nie. Julle sit nie en wag totdat daai afwenteling plaasvind nie, maar dit gaan plaasvind op 'n stadium. Maar julle sê voordat ons gaan nie wag vir dit om plaas te vind nie. Ons doen dit, ons vat verantwoordelikheid. Wel, ek sê dit gaan plaasvind. Ek hoop regtig dit vind plaas, maar ja. Daar's nog 'n hele klomp dinge om oor te praat. Miskien moet ons dit dan nou hou vir volgende week. Paul, ek sê vir jou baie dankie dat jy van Duitsland af ingeskakel het. Dit was baie stimulerend en ons hoop dat jy dan ook luisteraars volgende week verder saam met ons luister waar ons na die tweede helfte gaan luister en dit spesifiek oor die absolute gelykheid wat die marxisme vir ons gebring het en watter uitweë daar vir ons is. Paul, baie dankie en groete aan die luisteraars. Dankie Wikus, dankie aan almal wat geluister het. Vryspraak, 'n radioprogram wat 'n Christelike lewensbeskouing en Afrikanervryheid saambring in samewerking met die Vryheidsstigting en Begrond Instituut. Verken ons hoe ware vryheid in ons lewens en gemeenskappe verwerklik kan word. Vryspraak. Dis hoe vryheid klink.